Dikwels vra mense, hoe gaan dit eendag wees in die hemel? Nou ons sou sekerlik nie ten volle die volle prentjie kan hê nie. Maar Johannes probeer vir ons in Openbaring so bietjie die gordyn weg te trek om te sê, so kry 'n blik van hoe dit in die hemel gaan wees. In Openbaring 4 sien Johannes vir God die Vader en die 7 geeste, dis die Heilige Gees, en 'n hemelse leerskare. Maar hy sien nog nie vir Jesus nie. En dan kom Johannes in hoofstuk 5 en hy sê vir ons, die hemel is die plek van Jesus. Die plek waarheen hy gegaan het om vir ons 'n plek voor te berei. So in Openbaring 5 kry ons 'n blik van ons ewige adres. Nie een van ons gaan hier vir ewig bly nie. So moenie jou tentpenne te diep inslaan nie. Hierdie wêreld gaan verby. En Johannes sien daar in hoofstuk 5 vers 1 sien hy God die Vader met 'n boekrol in sy hand. Die boekrol is God se plan vir die wêreld. En dan vra iemand, wie kan die boekrol oopmaak? En dan is dit duidelik dat dit net Jesus kan wees. Jesus die oorwinnaar. En dan lees ons vers 6. Toe ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan. En die woorde neem ons terug na Johannes 1, die woorde van Johannes die Doper, toe hy Jesus sien die eerste keer en toe roep hy uit, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. En nou kom Jesus die hemel in. Hy kom tuis, maar nou kom hy as die lam wat geslag is. Toe Johannes die Doper hom gesien het, was hy nog net die lam. Maar sedertdien het daar 'n kruis plaasgevind. En is Jesus dodelik verwond, maar hy het opgestaan. En as Johannes dan nou sê, daar is die lam, dan het hy ons sondes weggeneem. Maar Johannes sien iets merkwaardig van hierdie lam. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Dis simboliese taal. Jesus het nie fisies 7 oë en 7 horings gehad nie. Die 7 horings van die lam dui daarop dat hy omvattende mag het. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat hy oor die aarde uitstuur. Onthou julle Handelinge 1 vers 8 waar Jesus die Heilige Gees beloof? In Johannes 14 en 16 waar hy sê dat as hy in die hemel gaan aankom, dat hy die Vader sal vra om die Heilige Gees uit te stort. Onthou julle Joël 2, daar waar Joël gedroom het van die laaste dae, toe God sy Gees op alle vlees sal uitgiet. Dit pas alles in by dit wat Jesus beloof het. Ek los julle nie alleen nie, ek stuur my Gees. En Jesus alleen kan die boekrol neem en dit oopmaak, en met die boekrol in sy hand beteken dit dat die beheer en die ontplooiing van die geskiedenis nie destyds in die hande van die wêreldheersers was nie. Dis ook nie vandag in die hande van wêreldheersers nie. Ons dink Putin en Trump en al hierdie ouens het geweldige mag, ja hulle het. Maar die beheer van die wêreld bly onder Christus. Dis ook nie in die hande van noodlot, soos ons dit wil sê, of toeval nie. Dis ook nie oorgelaat aan lukraak, of dit gaan nou maar wees soos dit is nie. Daar's niemand anders wat die boekrol by die Vader kon vat nie. Daarom die beheer en die ontplooiing van die geskiedenis behoort aan Christus. Christus, Jesus Christus, is in beheer. Hy heers, hy hou die leiersels vas. Hy voer die raadsplan van God uit. En dit moet eintlik vir ons 'n troos wees. Al sien ons nie altyd die heerskappy van Christus nie. Al maak die gebroke wêreld dat ons soms twyfel en wonder, is ons uitgelewer aan watter mag ook al. Al maak die lewe dat ons vra, waar is God? Christus bly in beheer. Die agenda van die wêreldgeskiedenis is in Christus se hande. Met Christus in beheer, hoe kan jy dan dink dat jy alleen is? Hoe kan jy dink dat alles voel of
alles uit beheer uitval. Jesus regeer vanuit die hemel. Ja, ons hom graag nie wou ons nog steeds wou gehad het, maar dan sou hy ook net op een plek kon wees. Maar nou stuur hy sy gees, en met die boekrol in sy hande verklaar Jesus, hierdie wêreld is myne, ek is die Here, ek is die een, soos wat Kolossense 1 vers 15 sê, deur wie alles gemaak is en ter wille van wie alles bestaan. En met Christus daar in die hemel breek daar 'n hemelse erediens uit, en ons word genooi om saam fees te vier, ons word genooi om saam lofliedere te sing, om Jesus ons Here te loof. Eendag gaan ons ook daar wees. Christus is op die troon, wat die boekrol by die Vader geneem het. En hoor hoe hierdie erediens verloop. Daar was 24 ouderlinge, die hemelse kerk, en hulle het 'n bak vol wierook gehad, elkeen van hulle. En in hierdie bakke wierook was die gebede van gelowiges. So ons is reeds verteenwoordig in daardie tydlose erediens. So as jy bid, dan vat hierdie hemelse kerk, vers 8, hierdie gebede van ons, en hulle offer dit aan die Here. En hulle sing 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. U is waardig, Here. U alleen is sterk. Ander se krag hou net 'n rukkie, maar u is waardig. Dink mooi daaroor. Dit is ons Here, die Here Jesus Christus, die koning van konings, wat tot in ewigheid heers. U het my losgekoop. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Ek is nie 'n slaaf van die dood nie. U het met my met u bloed losgekoop. U het betaal. U dra die littekens. U is die geslagte lam. U het my uit elke taal en stam en volk en nasie losgekoop. En u is besig om 'n nuwe volk op te rig. U maak ons 'n koninkryk en priesters. Ons het status by die Here. Ons is 'n koninkryk en priesters gemaak, en ons sal oor die aarde heers. En as jy so die hemel inkyk, weet dan gelowige, heilige kind van God, dat dit jou toekoms is. Dis wat vir jou voorlê. Ons het baie onsekerhede in hierdie wêreld, maar ons het 'n toekoms wat goed lyk. Christus, die geslagte lam, maak ons 'n koninkryk en priesters, en hy gee vir ons daardie status. En dan in vers 11, in hierdie tydlose erediens, kom daar hierdie skare by, en hulle sing. Vers 11, toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene, en hulle sing en hulle roep uit, die lam wat geslag was is waardig om die mag en die lof, die waarheid en die sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam hoor die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En Jesus word aanbid soos God aanbid word in hoofstuk 4. Baie duidelik dat Jesus ook God is. Verseker is hy die afbeelding, die ewebeeld, die wese van God. Hy is die woord wat by God is en wat God self is. En hy's terug by die Vaderhuis. En weet as dit eendag ook jou tyd is, dat jy plek het in die Vaderhuis, want Jesus het dit vir jou daar 'n plek gaan voorberei. Dis baie hartseer as 'n geliefde sterf. Voel baie keer of ons harte uitgeruk word, om te dink dat ons hulle nooit weer gaan sien nie. Dis eenvoudig nie waar nie. Jesus sê, almal wat my ken, hulle het 'n plek in die Vaderhuis.
Hulle neem hulle plek in. Ons kan die toekoms sien, want Christus het opgestaan en hy leef. Hy is die Here, hy het oorwin. Die lam wat geslag is, het die boekrol in sy hande. Ons gaan deel word van daardie nuwe erediens, hierdie ewige erediens. Daarom kan ons vir die Here sê, ons is op pad, ons weet daar is vir ons plek, ons gaan 'n nuwe lied sing. Ons gaan saam met die engele en saam met my broers en susters en my oupas en oumas en my paas en my maas en alle gelowiges van alle eeue sing aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die mag en die krag tot in alle ewigheid. Ons gaan saam met die ouderlinge die lam aanbid. Maar ons is nog nie daar nie. Daarom word ons geroep om vandag en elke dag en elke Sondag in die erediens hieraan deel te neem. Want lof is eintlik al wat ons het, al wat ons kan bring na die Here, hy wat oor alles beskik. Daarom kom ons loof die Here met die lewe wat ons leef. Laat ons lewe 'n lied voor sy troon word. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons bid dat U ons geestesoë so sal verhelder, dat ons kan weet watter hoop ons roeping vir ons inhou. Dat ons kan uitsien na 'n heerlike erfenis wat U vir elkeen van ons bestem het. En Here, dat ons ook nou kan raak sien hoe groot U krag is wat U in ons uitoefen. Gee Here dat ons nooit sal ophou om U te loof en te prys daarvoor nie. Amen. Mag hierdie dag vir jou 'n mooi dag wees, mag die week vir jou 'n mooi week wees. Ons gesels weer met mekaar vorentoe. Tot dan, mag die Here vir jou seën.